Goeiemôre broers en susters. Ook 'n wonderlike voorreg om mekaar ook in hierdie nuwe jaar, begin van 2026, in die naam van die Here te kan groet en kan weet ons is saam op 'n geloofsreis waar die Here met ons besig is tot die eer van sy naam. En welkom ook aan alle besoekers. Ons wil sommer net noem by voorbaat, as jy 'n nuwe intrekker is of jy's 'n besoeker vanoggend hier, ons het die gebruik om alle besoekers te verwelkom. En dan hier agter as jy by die deur uitstap, is daar 'n boom aan die linkerkant. Daar staan 'n mooi bordjie daar, die welkomboom. En ons wil graag, as jy nuut is of jy wil meer van die gemeente weet net, ontmoet ons daar. Daar's iemand daar wat jy sal ontmoet en dan kan ons gerus meer van jou weet en dalk die vrae antwoord wat jy miskien mag hê oor die gemeente. Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van Francine van der Merwe, wat oorlede is in 'n motorongeluk. Die troostdiens vind hierdie komende donderdagoggend plaas om 11:00 van die kerkgebou. Ons dink in besonder ook aan al die geliefdes van haar en besonder haar kinders en kleinkinders wat ook by ons in die gemeente is, vir Jacques en Anne en Franco en Amelie. En mag die Here hulle ook ryklik vertroos. Na dieselfde lyn ook, die groot hartseer ook bekend dat Annelie Bartizaal se skoonseun oorlede is. Ons dra haar ook aan die Here op dat hy haar sal vertroos. Dan met vreugde het ons nou gehoor van die verloving van Marks Meyer en Nina Blom. Hulle is ook hier vanoggend. Baie geluk julle, het nou gesê die 30ste verloof geraak. Mag die Here julle 'n paadjie ook voor die seën en mag julle ook saam leef in hom vir mekaar tot die eer van ook van sy naam. Ons vra voorbidding vir die algemene sinode wat hierdie week in Potchefstroom plaasvind. Die sinode begin môreoggend om 10:00 en sal DV Saterdag klaarmaak. Daar's ook 'n paar belangrike sake wat daar moet bespreek word en besluit geneem word. En ons vra ook almal se voorbidding vir die leiding van die Heilige Gees ook in daardie vergadering. Dan is daar 'n boodskap uitgestuur op die boodskappe groep. Die skakel is uitgestuur dat u asseblief moet bespreek indien u van plan is om die bevestiging van Dominee Jaco Linde by te woon. Dit vind 31 Januarie plaas om 4:00 van die kerkgebou en daarna volg daar ook 'n funksie. So indien jy beplan om hier te wees, volg asseblief die skakel. Daar sal van volgende week en weke daarna op ander platforms ook skakels beskikbaar wees. Ons wil graag die getalle hê, vroegtydig hê, sodat ons daarvoor kan voorberei. Ons het nog 'n afkondiging bygekom. Ons dink ook aan Yvonne Smith. Ons het gehoor dat sy 'n ligte hartaanval gehad het, maar dit wel ook goed gaan met haar onder omstandighede. Sy sterk aan. So baie sterkte ook vir haar in die hersteltyd. Dan onder vreugde weer, het ons gehoor dat ons koster verjaar môre. Sy word 'n volle 80 jaar oud. So aan haar baie geluk. Ons maar vra dat almal vir haar boodskapie stuur en dankie sê vir al haar moeite en eintlik al die vreugde en die glimlag waarmee sy haar werk doen. Nee, dit is regtig aansteeklik en mooi om te sien hoeveel ywer sy ook in haar werk het. Ons kollektes vandag gaan vir die diakonale kas, sowel as ook vir die emeritaatsfonds. En dan die laaste afkondiging, ons het ook laas jaar in die boodskapper geplaas dat u sal kennis neem van vanaand se erediens. Die erediens word gelei deur Dominee Jeremia Moletsane, wat ook die predikant van Gereformeerde Kerk Sandveld in Namibië is, en wat hierin gestuur is na die Kaap toe by die Bybelgenootskap te werk in Bybelvertaling. En hy preek vanaand, die prediking self sal in Engels wees, maar die liturgie sal in Afrikaans gedoen word. Kom ons word 'n oomblik stil voor ons begin met die erediens. Vir die eerste erediens van hierdie jaar, kom ons begin die erediens met ons votum, ons openlike verklaring met woorde van Psalm 93. Die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie, en vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons gaan nou die Here se naam groot maak deur saam te sing Psalm 68. Ons gaan 3 verse sing, vers 9, 13 en 15. En hoor jy die wonderlike woorde wat ons bely, dat die Here oorlaai ons elke dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan nie dank bewys nie? Hy alleenlik is die God by wie daar saligheid is. Hy versterk ons en hy dra ons deur die lewe. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 68 vers 9, 13 en 15 en daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Ons gaan nou saam ons geloof bely in die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis en direk daarna gaan ons bly staan. Dan sing ons saam Skrifbreiding 2:2 as deel van ons belijdenis. In die eerste artikel wat ons sê dat die Here die skepper van hemel en aarde is, maar ook wat in die skrifberuiming na vore kom wat ons bely dat die Here formeer die dag en die nag wat wend en keer is. Dis iets wat hy maak en hy doen dit na sy verordeninge. Volgens sy wil en volgens sy raadsplan laat die Here hierdie wêreld ook verloop.
Ons bely nou saam ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons verootmoedig onsself nou voor die Here, deur saam te luister na sy wet, onsself te meede aan, en te sien die vervulling van Christus vir ons, en ook die straf wat hy vir ons gedra het, die feit dat ons nie dit nakom wat die Here van ons vra nie, en ook met die oog van 'n lewe van dankbaarheid voor die Here te leef. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man en vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons word nederig en klein as ons opnuut hoor wat U van ons vra. As ons besef
wie U is in die grootheid, in die heiligheid, dat U die skepper is van alle dinge, dat U ook die dag en die nag wend en keer, volgens U verordeninge, dan besef ons, dat wat ons dink van U is altyd te klein. Dan besef ons, as ons deur die lewe gaan, en nie deurlopend daaraan dink nie, dat ons nie kan besef hoe groot U is nie, dat ons te min aandag daaraan gee. En veral as ons deur 'n jaar gaan en 'n nuwe jaar voor ons het, dat ons met die ontzag vir U gevul sal word, met die besef dat tyd aan U behoort. Dat ons jare eintlik baie kort is. En juist daarom bid ons, dat U ons sal leer om met wysheid te leef. Dat die wysheid begin met die dien van die Here, maar hoe dit sal lyk in elke keuse wat ons maak, hoe dit lyk in elke woord wat ons sal spreek. Mag dit deurdrenk wees met die wysheid wat van U afkom, met die aanbidding tot die eer van U naam. Mag ons hierdie jaar deurgaan en voluit elke dag vir U leef, deur die krag en die seën wat U vir ons gee. Ons dank Here vir geleenthede. Ons dank U dat ons kan saamkom en kan aanbid. Ons dank U vir geleenthede om te getuig van die naam. Ons dank U vir geleenthede om ander te leer. Ons dank U vir geleenthede om met liefde, U liefde uit te straal in die wêreld om ons. En mag dit die getuienis wees van hierdie gemeente ook in die jaar wat kom. Mag dit wees waarna ons streef, om U lief te hê bo alles en dit te wys. En ook ons naaste lief te hê soos onsself. Waarlik aan U kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding tot in alle ewigheid. Ons bid vir geliefdes in hierdie gemeente, vir broers en susters wat ook deur moeilike tye nou gaan, wat deur die slegte nuus gaan, die slegte tyd gaan van die afsterwe van geliefdes. Wil U asseblief dra in hierdie moeilike tyd? Vir hulle wat terugslaai het met hulle gesondheid, vir hulle wat sukkel, daar waar daar verhoudingsgebrokenheid is. Wil U asseblief daar die krag en die leiding gee en nuwe krag gee daar waar dit nodig is. Mag ons in alle omstandighede U naam prys vir wat U vir ons gee en wat U vir ons doen. Maar ons bid en vra Here, as U wil is, dat daar genesing mag kom, dat daar herstel mag kom ook, waar dit so nodig is. Ons dank U ook vir die goeie nuus, verskeie lidmate wat verlede maand getrou het, lidmate wat verloof geraak het, wil U hulle ook lei op hulle lewenspad, en so ook alle getroudes, om in alles ons oë op U gerig te hou, om in alles ons leiding en die liefde wat van die Gees afkom uit te leef. Ons dank Here dat ons, dat U mag bid ook vir soveel ander dinge. Ons dink besonder aan Dominee Jaco en Susan, wat ook hierdie komende week moet trek, dat U hulle lei ook na 'n nuwe lewensfase, 'n nuwe roeping wat U in hulle lewe bring. En ons bid ook vir seën vir hulle, vir voorspoed met die trek ook, maar vir seën met die werk ook in U koninkryk. Ons bid vir die synode wat hierdie week moet plaasvind. Ons bid dat U ook daar wysheid sal gee en liefde sal gee en insig sal gee. Dat die kerk onder leiding van die Gees ook kan besluite neem wat U naam verheerlik. Ons dank U vir die woord. Ons dank U dat ons saam in die woord mag hoor wie U is.
en ons daai mag leef vir die eer van U naam alleen. Amen. Terwyl ons net so bly sit, voor ons saam luister na die woord, kom ons sing saam Psalm 119 vers 26. En hoor die wonderlike woorde hier eintlik maar van voorgaan en van om ander te disipel, wat ons hier sing, dit is vir die ander dienaars 'n vreugde om te sien dat ek my op U beloftes so vrymoedig verheug. Met ander woorde, dat ander kan sien dat ek vashou aan die beloftes van die Here, en ook dat hulle vreugde daai put, dat ek vreugde in die woord van die Here het. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 119 vers 26. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here in Handelinge 4, daarvan saam vanaf vers 23 tot en met vers 31. Handelinge 4 vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dis U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het, en U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, waarom het die heidene nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van U heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Tot sover. Geliefde broer en suster, daar is niks laas jaar wat met jou gebeur het, wat toevallig gebeur het nie. Daar is nie 'n enkele gebeurtenis, ongeag of dit klein is of groot is, wat nie deur die voorsienigheid van God gekom het nie. Ongeag wat dit was. Ongeag of dit 'n vreugdevolle ervaring was, ongeag of dit 'n nuwe hoofstuk in jou lewe was, en selfs as dit 'n traumatiese gebeurtenis in jou lewe was, so siekte of dood. Daar's niks wat in jou lewe gebeur wat toevallig is nie. Want God is absoluut soewerein. Dit beteken dat hy deur sy almagtige en alomteenwoordige krag die hemel en die aarde en alle skepsels onderhou en regeer, dat niks per toeval gebeur nie.
maar dat God se voorsienigheid selfs in die detail van elkeen van ons se lewe is. Hy het alleenlik die hoogste gesag. En hy het volle beheer oor alle dinge. En dit gee 'n gelowige geweldige troos om te besef dat die Here regeer. Want alles in jou lewe kom deur die hand van die Here. Dit hang nie af net van menslike insette wat mense doen nie. Asof die Here nie weet wat gebeur nie. Asof dit onafhanklik van die Here gebeur nie. En die feit dat God alles weet en alles beskik, maak ook nie dat ons net terugstaan en sê, maar ek gaan niks doen nie. Ek isoleer myself, ek gaan eintlik nog maar net niks verder met my lewe doen nie. Want ek dink eintlik maar God is ver een kant, hy het die wêreld om dit opgewen en hy kyk van ver af hoe alles net afloop. Hy's nie soos hierdie horlosiemaker wat alles opgewen het en meganies net laat afdraai nie. Maar die Bybel leer dat God in sy soewereiniteit ook sy wêreld persoonlik regeer. En dat hy ook deur menslike handelinge werk. Dat hy deur gebeure in hierdie tyd werk. Hy gebruik dit wat mense doen. Hy gebruik dit wat gelowiges bid in die uitwerking van sy ewige raadsplan. En nou is die vraag dus hoe mense reageer op gebeure in 'n mens se lewe. Hoe mag ek byvoorbeeld reageer as iets baie traumaties in my lewe gebeur? Moet ek dit maar net aanvaar en klinies met my lewe aangaan, want God is tog soewerein, hy het dit so beskik. En daarom laat gaan ek dit maar net en kry dit so vinnig so ver moontlik agter my. Ons sien 'n baie mooi getuienis van die eerste kerk oor hoe hulle reageer op hierdie traumatiese gebeure in die kerk se lewe in hulle vroeë bestaan, dat hulle erken dat God soewerein is, dat hy alles vooraf beskik, en tog nog steeds bid, persoonlik vir die Here vra om naby te wees, dinge in die Here se hand oorgee, dat hy dinge moet laat gebeur. Die agtergrond van hierdie gedeelte is belangrik vir ons verstaan van die gedeelte. Ons weet die Here het die dood oorwin, hy het opgestaan en opgevaar in die hemel en voor dit verskyn aan sy disippels en gesê maar na Jerusalem toe gaan en daar het hy sy Heilige Gees op sy kerk uitgestort. En daar verkondig Petrus dan en daar kom duisende mense tot bekering. Petrus en Johannes gaan dan verder en hulle genees 'n man by die tempel en hierdie genesing bevestig dus dat die woord wat verkondig die waarheid is. En dit gee aanleiding tot verdere getuienis van Jesus Christus as die opgestane Here, dat hy die verlosser is uit wat die dood oorwin het. En dan lyk dit eintlik op hierdie punt of die opdrag wat die Here vir die disippels gegee het om te gaan na die nasies toe om die boodskap te verkondig, eintlik eenvoudig en voorspoedig gaan verloop. Maar ons sien hoe die vervolging van die wêreld direk op die verkondiging van die evangelie volg. Dat terwyl Petrus en Johannes nog met die volk praat oor Jesus, na die genesing van die verlamde man, word hulle deur die priesters en die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgestorm en hulle word daar gearresteer. Hulle word in die tronk gesit en daarna die volgende oggend eers is hulle beveel voor die raad om nooit weer verder oor Jesus te praat nie. En nou is die vraag, hoe reageer die kerk hierop? Hoe gaan die kerk hierdie teenstand wat hulle nou ervaar interpreteer? Wat is die kerk se reaksie op hierdie swaar kry wat hulle beleef het? Nou hoor ons in die gedeelte wat ons nou saam geluister het, presies wat die kerk se reaksie was. Hulle reaksie op hierdie swaar kry was om te bid. En dis merkwaardig dat hierdie gebed van die kerk vir ons opgeteken is, want ons moet hoor wat die kerk te midde van die vervolging en verdrukking bid. Dis belangrik vir ons. En wat baie kenmerkend van hierdie gebed in te midde van die vervolging is hulle begin met lofprysing. Hulle loof die Here in die eerste plek vir wie hy is in hulle gebed. Hulle bid wat hulle weet van die Here, dat hy homself bekend maak, dat hierdie gebed van hulle deur die heerlikheid van God gedryf word, dat hulle nie anders kan as om hulle te begin bid, eers die Here se naam groot te maak, selfs al word hulle vervolg nie. Hulle roep die Here aan, en hulle loof hom in die eerste plek
as die soewereine Here. En hulle gebruik nie hierdie woord, hulle gewoonlik vir die naam Here gebruik nie, maar 'n ander woord. Hulle roep die Here aan as die despoot. En ons ken die woord, in Afrikaans ook, ons gebruik baie keer die woord despoot vir menslike regerders, mense wat eintlik baie magsbehep is, mense wat egosentries is, wat alles om hulle self gaan, mense wat met 'n kras manier oor mense reageer. Maar die kerk aanbid God ook as die despoot. Nie as 'n magshonger mens nie, maar despoot in die sin dat hy absoluut soewerein is. Hy is die een wat absolute mag het en absolute gesag het en hy oefen dit uit tot die eer van sy naam. En daarmee druk hulle ook hulle vertroue in die Here uit. Onder hierdie groot druk wat die kerk beleef, beskryf die kerk eintlik meer van God se karakter in hulle eie gebed as oor hulle eie nood. So hulle druk eintlik hulle vertroue in die Here uit en wie hy is as die absolute regerder bo al die menslike mag. Hy is die een wat in beheer is van alle dinge. Hulle erken God se almag in die eerste plek in sy skepping. Hulle begin hier te sê, dis U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. Dis hoe magtig die Here is, letterlik uit niks uit nie, het die Here alles wat bestaan, net gepraat, en dit was daar. Ons kan onsself nie indink hoe groot en hoe heerlik hierdie mag van die Here is nie. Alles behoort aan hom. Hy het alles gemaak om hom te verheerlik. En dan erken die kerk ook dat God die soewereine Here is van die geskiedenis. Hulle was pas hier voor die Joodse leiers, wat hulle gedreig het, en dan weet hulle, maar dis nie omdat God nie in beheer is nie. Dis nie omdat sy raadsplan nou gekelder word, dat hierdie dinge met hulle gebeur nie. Maar hulle interpreteer hierdie gebeure in die lig van God se woord, en wat die Here self vir hulle geleer het, wat hy self vir hulle gesê het. In terme van die lig van God se woord, ken hulle die Psalm, of ken hulle die Bybel, hulle ken die Ou Testament, en hulle weet maar wat gebeur het, is presies wat God gesê het in Psalm 2. Waarom die heidene nasies te kere gegaan, en het volke sinnelose planne beraam. Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here, en teen sy gesalfde. En dan sê hulle, maar dis presies wat hier gebeur het. Die Here het gesê, dit gebeur alles, volgens sy raadsplan, is niks toevallig nie, dis wat die Here gesê het sal gebeur, dis 'n vervulling van die Psalm. Die Jode en hulle leier, en die heidene, Herodes en die heidene en hulle leier Pontius Pilatus, het in opstand gekom teen die Here, en hulle het hom gekruisig. Hulle het kragte saamgespan om die verlossing van die Here omver te gooi. Maar die kerk verstaan baie mooi, dat hierdie opstand nie die Here se planne omvergooi nie. Dat geen gebeure in hierdie skepping verras die Here nie. Geen gebeure wat die mens doen verlam hom in die uitwerking van sy raadsplan nie. Dat hy reeds voor die skepping van die wêreld af geweet het en bestem het dat dit so moet gebeur. Dis nie iets wat hom magteloos gelaat het of ewe skielik moet dit oorskakel na plan B toe nie. Want hy is die soewereine God. Hy gebruik al die dinge wat hy reeds vooruit beskik het en besluit, en hy gebruik hierdie mense en hulle keuses wat hulle maak in die afloop van sy raadsplan vir die wêreld. En hier moet ons baie mooi net weer hoor wat ons bely hieroor. As God iets vooruit beskik het, maak het hom nie noodwendig die bewerker daarvan nie. En ons bely het saam in NGB, die Nederlands Geloofsbelijdenis, in artikel 13, dat God bestuur alles volgens sy heilige wil. God is nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig. Ons bely verder en sê, dis ook dinge wat ons nie ten volle kan verstaan nie. En ons is tevrede met wat God in sy woord aan ons daaroor openbaar. Maar hoor hoe die gebed van die kerk op grond van die feite verder gaan. Want die kerk
kon eintlik net daar gebid het en dit daar gelaat en gesê het, maar dit is nou so, maar die kerk bid en sê, maar Here, sien ons word gedreig. En hoe kosbaar is hierdie bede nie? Die kerk het pas gebid dat alles gebeur soos God vooruit beskik. En die kerk weet dat dis nie net omdat God alsiende is nie, maar ook omdat hy voor die grondlegging van die wêreld weet. Die kerk weet is nie net 'n verrassing vir die Here nie, maar tog bid hulle hierdie woorde en sê, kyk Here, kyk hoe word ons vervolg in hierdie teenwoordige tyd. Ons weet U weet alles. Maar ons vestig U aandag op ons nood, op die trauma wat ons nou beleef het. Kyk hoe dreig hulle ons. En hierdie keer gebruik hulle nie die woord vir Here despoot nie. Hierdie keer gebruik hulle die woord Kyrios wat op die persoonlike verhouding tussen God en sy kerk, die Here en sy kerk dui. Hulle weet die Here het nie sy kerk verlaat nie. Dis nie kom hierdie dinge gebeur nie. Die Here is nie net ver een kant nie, maar die Here is hier teenwoordig by hulle. En daarom kom dit groot vrymoedigheid en hulle bring dit wat nou gebeur voor die Here sê, Here, kyk hierdie ellende wat ons beleef. Sien dit nou raak. Hierdie bedreiging wat ons het. En dit is weer eens uit sekerheid oor wie die Here is en wat hy beloof, dat hulle met groot vrymoedigheid hierdie woorde kan bid. Want die Here wys in hoe hy op die swaarkry van gelowiges reageer. Die psalms is deurdrenk van gelowiges wat uitroep tot die Here en die ellende wat hulle beleef voor die Here bring. Hulle onmiddellike nood vir die Here se aandag bring. In Psalm 35 het die mooi woorde, ontwaak en word wakker vir my reg, Here. Verder weer die kerk hierdie dinge, want Jesus het ook gesê dit sal so wees. Dat die wêreld hom haat en daarom ook sy volgelinge sal haat. Dat sy kerk nie van hierdie wêreld is nie en daarom sal hulle vervolg word. Maar weer eens berus hierdie gebed van die kerk ook op die beloftes van die Here. En die belofte van die Here is, maar ek is met julle tot die einde, volëinding van tyd van die wêreld. En daarom pleit hulle sê, maar Here, U is met, gesê U is met ons, kyk hoe gebeur hierdie dinge. Wat die kerk doen as hulle hierdie gebed bid, is om hulle omstandighede in die hand van die Here te plaas. Dat te midde van hierdie vel en onregverdige vervolging wat hulle beleef, gee die kerk haar saak aan die Here oor. En sê, kyk Here, dis die gebeur, laat U wil geskied. Die Here moet hierdie situasie laat strek vir die eer van sy naam. En dan is ook opmerklik om te sien dat daar 'n voorbereiding van die kerk is en wat dit behels. Op grond van alles wat hulle weet, waarvoor vra hulle? Hulle bid dan nie dat dit moet ophou nie, dat die vervolging wat die Here laat plaas moet ophou nie. Maar hulle bid, wat die Here se wil is, wat hy reeds in sy kerk bekend gemaak het, sal geskied. Hulle vra eintlik met soveel woorde, Here, laat U wil met U kerk geskied. Hulle vra, Here, dat die Here deur sy Gees in hulle sal werk, dat hulle met vrymoedigheid sal aanhou. Te midde van hierdie verdrukking, te midde van die vervolging, dat die Here sal sterk maak deur die krag van sy Gees, dat hulle sal aanhou om te verkondig. Dat 'n wonder sal gebeur om te bevestig dat dit die woord van die Here is wat verkondig word. En ek kon soveel ander dinge gevra het, en dat die Here hulle sal beskerm, die Here hulle sal in 'n ander rigting stuur, weg van die vervolging af. Maar hulle weet, dit is nie die wil van die Here nie, daarom bid hulle die Here se wil. Hulle weet die Here se wil is om die evangelie te verkondig en aan te hou te verkondig te midde van en ten spyte van al daardie verdrukking. En daarom bid hulle daarvoor. Hulle weet hulle kan dit nie sonder die Here doen nie. Hulle in voorbereiding vir die tyd wat voorlê is, as die Here nie met hulle is wat gaan gebeur nie, sal hulle dit nooit kan self doen nie. As die Here sy Heilige Gees nie vir hulle gee nie, sal hulle nie die krag hê om aan te gaan nie. En ons hoor die wonderlike gebeurtenis na die afloop van die gebed van die kerk. Die kerk het die Heilige Gees ontvang deur sigbare tekens. Te weet die Gees is daar, die Here sy Gees gegee, die gawe wat hy beloof het. En weer eens sê die Here, jy het gebid en gevra vir die Gees om jou te werk, dat jy met vrymoedigheid kan aanhou om te verkondig, en daarom skud die plek.
Dit wek ontzag by hulle vir wie die Here is. Maar is ook daar die tasbare versekering, sê maar, ek gee vir julle die Heilige Gees is met julle, om julle krag te gee, om aan te hou te verkondig. Hulle het geweet, die Here het hulle gebed verhoor. Hulle is met die Heilige Gees gevul, en hulle is bemoedig, om aan te hou om die woord van die Here, met vrymoedigheid te verkondig, sonder vrees. Daar is die absolute vertroue na afloop van die gebed, in die Here, en in sy plan, sy werk met sy kerk. En broers en susters, dit is wonderlik om te sien wat die Here vir ons hierin wys. In dit, wat in ons as gelowiges se lewe gebeur, dit wat nog gaan gebeur in die lewe, vra die Here vir ons lewe uit geloof. Kyk na alles wat gebeur met geloofsperspektief. Ongeag ons lewe gebeur, sien jy die geloof wie die Here is. Hy maak vir ons sy woord bekend, hy sê hy is die soewereine. Hy is die almagtige, hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat alles gemaak het, hy het jou gemaak as 'n skepsel in sy skepping, om hom te verheerlik. Dat jou hele lewe in sy hande, jou hele bestaan, vanaf die begin van jou lewe, die verloop van jou lewe en die afloop van jou lewe, alles daarvan. Daar's niks in jou lewe wat God verras, of hom verlam, wat hy nie geweet het nie. Dat hy ook alles beskik in jou lewe. Maar ongeag alles wat gebeur, besef ook wie die Here jou gemaak het, as sy kind. Dat jy is nooit 'n mens wat God se oordeel sal ontvang nie. Dat dinge in die lewe gebeur nie om jou as oordeel van God in jou lewe nie. Maar dat hy jou regverdig gemaak het deur die bose handelinge van mense wat sy seun aan 'n kruis opgehang het. Dat daar sy seun sy regverdige lewe wat hy gehad het as vir jou gegee sodat jy kind gemaak word van die almagtige Vader. Van die soewereine God. Dit wat mense ten kwade gedoen het God ten goeie laat meewerk. Sodat sy naam verheerlik word daardeur. Dat jy is kind van God gemaak en hy gee aan jou sy Heilige Gees om jou te werk. Juis om jou te herinner van wie God is, aan hoe God werk in jou lewe. Dat die Gees sal jou pleit en herinner dat jy is 'n kind van God. Dat niks in die lewe gebeur kan jou ruk uit God se Vaderhand nie. Dat God is deur Christus oneindig lief vir jou. As niks in die lewe wat kan gebeur met jou, wat kan maak dat jy moet dink dat God nie lief is vir jou nie. Ongeag wat in jou lewe gebeur, God is deur Christus oneindig lief vir jou. En hy is ook soewerein in jou lewe. Dis die belangrikste, dat ons besef, maar God is met ons. Deur sy Gees is hy ook met ons. En juist daarom kan ons nie anders as om met volle vertroue uit te gaan nie. En die Here beloof, hy sal my nooit verlaat nie, hy sal my nooit in die steek laat nie, hy is altyd met my. Hy verseker my dat dit in my lewe gebeur is niks toevallig nie. Daar gebeur dinge wat heeltemal buite my verwysingsraamwerk is. Dinge wat ek nooit voorsien nie, dinge wat ek nooit vir eie lewe toegewens het nie. Sulke dinge gebeur, geweldige traumatiese gebeurtenisse, siektes en afsterwes. Dis altyd dinge wat bo my krag is, wat ek nie self kan hanteer nie. En is dan juist dan wat ek ook besef, maar God is persoonlik met my. Dis ook dan wat ek mag bid en sê, Here, kyk die ellende in my lewe, kyk die swaar, kyk die hartseer, kyk die trauma wat ek beleef as gevolg van dinge wat gebeur in my lewe. En as ek dit sê en ek het bid dit, dat die Here almagtig is, en ek sê, Here, kyk hierna, dat ek dit daarmee plaas in die hande van die Here en berus in sy wil vir my lewe. Dat ek weet, maar hy sal alles ten goeie laat meewerk vir my, en alles laat werk tot die eer van sy naam. En as moet ek voorbereiding doen. Weer die Here gebruik my gebede en hy verhoor dit.
Hy gee uitkoms. En ek bid dat die Here sal vertroos. Bid dat die Here se Heilige Gees my sal gee, dat ek deur die Gees getroos sal word. Bid dat die Here se wil vir my lewe sal afloop, dat alles sal gebeur volgens sy wil. En jy's daarin. Kan 'n mens getroos met vrede verder gaan. Met die wete dat God is in beheer. Met die wete dat God is in my lewe betrokke, persoonlik. Dat hy sien my swaar kry raak en ek mag sy aandag daarop vestig en ek mag dit in sy hande plaas en sê, Here, dra my verder deur die lewe. Iets wat mense nie altyd presies sal verstaan oor hoekom dit gebeur in jou lewe nie. Maar jy die geloof vertrou dat die Here ook daarin met my werk. Dat ons nie marseer nie op vreemde ritmes van die wêreld nie. As die wêreld deurgaan of die lewe deurgaan op die Here se reëlmaat wat hy vir ons lewe bepaal het. Die Here is koning. Hy regeer tot in ewigheid. Rus in die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank die Here dat ons opnuut kan besef en kan hoor dat U almagtig is. U doen wat U behaag. As ons oordink wat met soveel mense gebeur in hierdie wêreld en soveel gebeurtenisse besef, maar daar's niks daarvan wat buite U beheer gebeur nie. Dan dank ons U en loof ons U vir wie U is. As die Here van hierdie lewe. Die een wat oor alles regeer. En ons dank U Here dat ons ook in daardie wete ons nood aan U bekend kan maak. Daar waar ons swaar kry en seer het. Dat ons mag uitroep, kyk Here, kyk hierdie ellende wat ons beleef. En tot U mag bid vir uitkoms. Weet dat U nie net een kant ver is nie, weet dat hierdie wêreld nie net blindelings afloop of meganies afloop nie. Maar dat U met ons is en ook dit vir ons gee om tot U te bid. Om hierdie intieme verhouding, ons diepste ellende ook aan U bekend te maak, met die wete dat U dra ons ook. U sal ons daardeur ook dra. En mag ons in hierdie komende tyd ook daarin vashou. Ons weet nie wat die lewe bring nie, ons weet nie wat U vir ons beskik nie. Maar versterk ons geloof. Versterk ons geloof. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons liefdegawe gaan vandag vir die diakonale kas, sowel as ook vir die emeritaatsfonds. So wanneer u dit afdra by die deure of elektronies, weet ook dis waarvoor dit gaan. Kom ons staan en sing ons saam ten slotte, Psalm 47, ons kan daarvan saam sing vers 1, vers 3 en vers 4. Psalm sing tot God se eer, weet dat hy regeer.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.